In die wêreld vandag word baie beloftes gemaak, baie beloftes word gebreek. Mense stel 'n mens te leer, jou vertroue word baie keer geskit en jy weet nie regtig wie jy kan vertrou en hoe om vorentoe te beweeg nie. Veral politikuste, ons sien dit elke dag in huwelike, ons sien dit in werksomstandighede, dat mense teleurstel deur nie beloftes na te kom nie. Die mense se woord is nie meer hulle eer nie. Maar God se woord is sy eer. En God is standvastig en sy beloftes verander nie. God se karakter is rotsvas. Selfs wanneer ons geloof swak raak, selfs wanneer ons nie heeltemal glo soos ons moet glo nie, bly God vertrou. 2 Timoteus 2 vers 13 sê vir ons, al is ons ontrou, hy bly getrou, want hy kan homself nie verloon nie. Dit is een van die verse wat vir my soveel beteken. Ons as mense maak foute. Ons stel mekaar te leer, ons stel partykeer vir God te leer. En partykeer is ons geloof nie dood eenvoudig nie sterk genoeg nie. En partykeer beweeg ons weg van God af, maar God beweeg nooit weg van ons af nie. Sy getrouheid hang nie af van ons prestasie nie. God se getrouheid hang nie af van ons getrouheid nie. Hy bly getrou want dit is wie hy is. Hy's onveranderlik selfs wanneer ons tekortskiet. Sy liefde en sy genade is altyd daar vir ons. In Numeri 23 vers 19 sien ons, God is nie 'n mens dat hy sou lieg of 'n mensekind dat hy van plan sou verander nie. Sê hy iets en doen dit nie, spreek hy en bring dit nie tot stand nie. Hierdie teks herinner ons daaraan dat God se beloftes staan vas, in teenstelling met mense wat beloftes breek en hulle woord breek en onbetroubaar is. God is altyd getrou. Wanneer hy iets beloof, kan ons dit met volle oorgawe glo. Sy woord bly en is die waarheid. Hy is die vaste fondament op wie ek en jy kan bou. Hebreërs 10:23 sê vir ons, laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want hy wat die belofte gemaak het is getrou. Ons kan vas staan op die hoop wat ons bely. Hoekom? Want God is getrou. Daar sal tye wees wanneer dit voel of die stormwinde te veel raak vir ons. Dan sal tye wees wat dinge nie sin maak nie en ons geloof getoets word, wat dinge nie uitwerk soos ons wil of op die tyd wat ons wil nie. Dit is juist dan wanneer ons moet vashou aan God se belofte. Dit is juist dan wat ons onsself moet herinner, hy is getrou. Hy sal nie toelaat laat sy kinders val sonder dat hy hulle optel nie. Hy sal nie toelaat laat sy kinders beskaamd staan nie. As God iets beloof het, kan jy met sekerheid weet, dit sal gebeur op die regte tyd en op die regte manier. Die Bybel is baie pertinent daarop, hou aan met bid. Hemelse Vader, ons loof en prys en eer U naam, en ons dankie dat U woord die waarheid is. Help ons om aan te hou bid, om aan te hou glo, en om U blindelings te vertrou, en om aan te hou om ons hoop in U te stel. Here, gee vir ons die krag om deur hierdie storms van die lewe te gaan, al raak dit partykeer moeilik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.